eerste vermeerdering van brood. Matteus 14 vers 13 tot 21. Was jy al ooit so honger dat jy wil omkap? Of was jy al so honger dat jy sommer kwaad was omdat daar so min kos was? Vandag sien ons hoe Jesus baie mense gehelp het en vir hulle kos gegee het. Hulle was so besig om na Jesus te luister dat hulle vergeet het om kos te kry en dat hulle daar gebly het en geluister het en wou gehoor het dat Jesus gesê het dat hulle nie beplan het om terug te gaan na waar daar kos was nie. Dan doen Jesus 'n groot wonder deur brood meer te maak. Voor ons begin, kom ons bid saam. Dankie Jesus dat ons vandag weer van U kan leer. Dankie dat ons weet U is by ons. Dankie Jesus dat ons kan sien dit wat U alles gedoen het, dat U dit gedoen het omdat U lief was vir U kinders. En dankie dat ons kan weet, ons is ook U kinders. U help ons om mooi te luister, om te verstaan, geef ons die nodige konsentrasie, help ons om dit te verstaan. En dankie dat U ons sondes vergewe, dat ons opreg na U toe kom, en help ons ook om te groei. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Die gedeelte wat ons vandag doen, is weer uit Matteus. Matteus, herinner ek julle, is deel van die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament, wat ons noem die Evangelies. Kom ons sê hulle saam. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Kom ons lees nou saam. Matteus 13, vers 13 tot 21. Toe Jesus het hoor, het hy met 'n skei daarvandaan weggegaan na 'n stil plek om alleen te wees. Die mense het hiervan gehoor om hom van die dorpe af te voet gevolg. Toe Jesus uit die skei klim, het hy die groot menigte mense daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak. Toe dit al aand begin word, het sy disippels vir hom gesê: Dit is 'n afgeleë plek en dit het al laat geword. Stuur die mense terug, dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorpe. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle sê toe vir hom: Ons het net 5 brode en 2 visse. Bring dit vir my hier, sê hy. Hy het die menigte beveel om op die groen gras te gaan sit om te eet. Toe neem hy die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en vra die seun. Daarna het hy die brood gebreek en dit aan sy disippels gegee, en hulle het dit aan die mense gegee. Al die mense het geëet en genoeg gekry, en hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak. Van die stukke brood wat oorgebly het. Daar was omtrent 5000 mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en kinders. Ons memoriseer vers vandag is Johannes 6 vers 35. Maar Jesus sê vir hulle: Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Kom ons sê dit saam. Johannes 6 vers 35. Maar Jesus sê vir hulle: Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Wat het ons geleer uit vandag se gedeelte? Eerstens, geloof en vertroue. Het jy al gevoel dat dit wat jy vir die Here kan gee, is maar klein en niks werd nie? Hierdie seun het baie min gehad en tog
het hy dit vir die Here gegee. Wat sou dit vir al hierdie mense beteken het? Maar Jesus gebruik hierdie bietjie wat hy gegee het. Hy dink dit is onbelangrik nie, maar hy doen 'n wonder daarmee. Baie keer moet ons ook weet, nee, dit wat ons vir die Here gee, voel dalk vir my min en onbelangrik, maar die Here gebruik dit. Tweede ding wat ons gesien het is vrygewigheid en deel. Hierdie seun kon gevoel het, maar hy is ook ver van kos af. Hy het ook min, so hy moes dit vir homself hou. Maar tog het hy dit vir Jesus gaan gee. En Jesus vertrou daarmee. En vertrou dat die Here, dat dit die moeite werd is om vir die Here dit te gaan gee. Derde ding wat ons gesien het is God voorsien. Ons moet ook weet, nee, baie keer is ons bang om te deel. Baie keer is ons bang om vir die Here iets te doen. Hierin word ons herinner dat Jesus voorsien. Laaste ding wat ons gesien het is wonderwerke. Jesus het bewys dat hy wonderwerke kan doen, maar daardeur bewys dat hy God is en dat hy alles kan doen. Juist sodat ons nie hoef bang te wees om sy werk te gaan doen nie. En dat ons kan weet, die grootste wonderwerk wat die Here vir ons doen, is dat hy ons eendag uit die dood uit gaan opwek. Daarom hoef ons selfs nie vir die dood bang te wees nie. Wanneer jy 'n maatjie sien wat min het, dan kan ons weet ons kan met hom deel. Bid gereeld dat die Here ons sal maak, dat ons hom sal vertrou. Dat die Heilige Gees ons sal leer om hom te vertrou. Help. Vra dat die Here jou sal help, dat ons sal kan sien en sal glo dat hy alles kan doen wat hy gesê het. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, weer dankie dat ons u kinders kan wees. Dankie dat ons kan weet, u wat wonderwerke kan doen, is ook by ons. En weer dankie dat ons kan weet, die grootste wonderwerk is dat ons eendag by u sal wees. Help ons om u te vertrou, help ons om meer te lewe soos wat u wil hê ons moet. En weer daai keer wat ek dalk nie gedoen het wat u wil hê nie. Heer, dankie dat u ons vergewe daarvoor. Dankie dat Jesus vir ons sondes gesterf het, juis om ons daarvoor te vergewe. Help ons om te groei, en dankie dat u ons so lief het. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. En onthou, Jesus voorsien, daarom kan ons gee. Amen.